Jy luister na die Fairies and Folklore podcast deur Ronel. Ek is donker fantasieskrywer Ronel Janse van Vieren, met meer as 'n dekade van rondsniffel in stowwerige volkskindeboeke, om wesens van verbeelding wat my nuuskierigheid aangewakker het na te vors, is ek hier om die volkskunde in 'n neutedop te deel, en hoe ek dit herverbeel het vir my skryfwerk in 'n oorsprong van die vee. Hierdie is die Fairies and Folklore podcast. Hi, ek is jou gasvrou Ronel Janse van Vieren. Noem my sommer net Ronel. In vandag se episode gaan ons voort met ons verkenning van die veeryk. Hierdie episode is geborg deur my boek Eens, Verhale, Mythes en Legendes van Fairy, beskikbaar in meeste formate. Leer meer oor hoe Fairy se geheime onthul word deur te gaan na ronelthemythmaker.com/my-books. Jy kan aan my tyd om die podcast te maak, navorsing, skryf, opnames en so meer, borg deur vir my 'n koppie koffie te koop. Dit kan 'n eenkeer ding wees, of jy kan dit weer in die toekoms doen. Ga na buymeacoffee.com/Ronel om my te ondersteun. Ons gaan voort met ons verkenning van die ryk van die vee. Vandag se onderwerp, sonsverduistering, volkskunde in 'n neutedop deur Ronel. 'n Sonsverduistering is nie 'n groot raaisel nie. Die maan beweeg tussen die aarde en die son en wis die son vir 'n paar minute uit. Maar deur die geskiedenis heen het die son se geheimsinnigheid, betekenis en ontzagwekkendheid volkskunde gevoed. In antieke China is geglo dat 'n draak die son tydens 'n sonsverduistering verslind. Dit het daartoe gelei dat mense op potte en dromme gestamp het om die bose sonsverslinder weg te skrik. In Noorse mite jaag die wolf Skol die songeding Sol deur die lug, en 'n sonsverduistering is 'n teken dat hy gevaarlik naby daaraan kom om haar te verslind. Natuurlik, wanneer hy uiteindelik slaag, sal Ragnarok met groot gevegte en uitwissing kom. In Egiptiese mitologie lei die valkop songod Ra 'n boot deur die lug om lig aan sterflinge te bring. Snag keer hy terug na die ooste deur die onderwêreld en bring lig vir die dooies. Die reuse slang Apep probeer Ra elke dag verslind. 'n Sonsverduistering teken aan dat Apep die oorhand gekry het, maar Ra ontsnap hom elke keer. Ander kulture het hul eie stories. Honde wat die son probeer steel, paddas wat die son insluk, boogskutters wat sonne uit die lug skiet, en selfs eekorings wat die son eet. En nou vir my interpretasie van die vee, in 'n oorsprong van die vee, swart son. Die sonsverduistering kan verskeie magiese wesens en towerspreuke aandryf as dit reg ingespan word. Afhangende van die tipe verduistering, volledig of gedeeltelik, en die dier kan sy magiese eienskappe swakker of sterker wees. Die son gee lewe aan almal op aarde, en in sommige ander ryke. Dit kan ook wispelturig wees in wat dit wil doen en wie dit wil help. Somervee en 4 elemente vee het 'n sterke verband met die son en kan ingryp namens verskeie ander vee. As 'n klein bonusie, kom ons kyk na die vertaling van sonsverduistering na Engels. Solar eclipse. Ek hoop dat jy hierdie episode van die Fairies and Folklore podcast geniet het en dat jy iets nuuts oor die vee geleer het. Onthou dat jy 'n transkripsie van hierdie episode in die beskrywing kan kry. As jy nuut is by die podcast, hoekom nie na my webtuiste ronelthemythmaker.com gaan en 'n gratis kopie van Ongesiens, die tweede boek in die veeverhaalreeks kry nie. Toe 'n volkskunde, toorkrag en gevaar wag. Pas op!